U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard, geskryf deur François Verster, voorgeles en verwerk deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard is die sonderlinge verhaal van 'n kat wat sy eie storie vertel, in die tradisie van Japaneese katstories, maar 'n eerste in Afrikaans. En hoe hy weens 'n fratsongeluk besef dat hy skielik taal kan verstaan en 'n vreemde behoefte by hom ontstaan. Kenmerkend van hierdie verhaal is die skranderkat se skerpsinnige opmerkings, veral sy beskrywings van die gesin waarvan hy deel is. Dis die skrywer se 12de boek en bevat al die beste eienskappe van sy skryfwerk. Episode 10. Papa het baie prentjieboeke. Hy hou baie van hulle in 'n kas met glasdeure wat bo kan die trap in die studeerkamer staan. Hy sluit die glasdeure altyd, maar soms is daar 'n ander besoeker. Dit ontdek ek nou eers. Ek hoor 'n geslof. Nana, die sleutel draai en 'n deur kraak oop. Saggies loop ek tot agter haar en kyk. Sy trek 'n paar boeke uit. Dis groot, maar dun boeke en buig maklik. "Come to Mama Nana," sê sy. Comics. "The one vice I share with my crackpot son-in-law." Sy druk die deur toe. Toe staan sy doodstil. Het sy my gehoor? Nee. Iemand kom met die trap op. Nana glip agter die rusbank in. Ek het nogal nie verwag sy kan so vinnig beweeg nie. Nou nie soos 'n kat nie, maar ek verstaan die pyne van ouderdom. Reumatiek. Papa kom verby en ek skuur teen sy bene. Hy kyk skielik af en stort 'n bietjie koffie op my kop. "Oeg, ekskuus Timmy, oppas jong." Ek skud my kop vies, maar loop saam met hom tot by sy tekentafel. Hy gaan weer lank sit en krap op die mooi wit papier en brom en vloek. Sukkel om idees te kry, of so sê hy oor en oor. Dan praat hy met my en ek draai my kop skeef en hy krap agter my ore. Ek hoor Nana verbygaan, af met die trap. Sy gly op die boonste een, gryp na die trapreëling en van die komiks val. Sy staan stil. Dan slof sy stadig verder. Missus het seker by haar geleer slof. Papa is te besig met sy tekeninge. Hy hoor net sy eie stem en my gespin. Wat van 'n dierestrokie met 'n skelmdier soos Reinhard die Vos? Nee, die leser moet kan identifiseer. Daar is nie vosse in Afrika nie. Hy kyk na my. Katte? Ek knip my oog stadig. Papa glimlag. Ja, sê hy. Katte is gewild in komiks, want katte is snaaks, Timmy. Heathcliff, Garfield, Tom en Jerry, Sylvester en Tweety. Ai, tog. As daar 'n muis of 'n voeltjie by is die arme kat altyd die vark in die veeverhaal. Alweer varke. Ek het al van katvisse gehoor, maar katvarke. Ek maak my oog toe. Papa dink seker ek slaap, maar ek dink oor die saak. Beelde flits deur my kop, so vinnig dat dit my duiselig maak. Katte, katte. Daar is baie soorte katte. Ek kyk weer na hom. Beslis nie huiskatte nie, iets wilder, uit Afrika, gevaarlike dier, ontwykend, dreigend.
Papa draai na die klein radio op die vensterbank. Dit kraak en toe is daar musiek. Iemand sing iets oor rugby en diere in die wildtuin. Papa staar in gedagte na buite. Ek kyk ook uit, maar weet nie wat hy sien nie. Ek knip my oog teen die skerp lig. Die lug is so blink vandag, soos metaal. Hoog bo die huise sien ek wolkies dryf, een in 'n lang ry, asof hulle mekaar jaag. Daar kom reën, sê papa. Hy staan op en maak die venster toe. Die wind skud die doringboom se takke. Kyk hoe raak dit donker, Timmy. Kyk hoe lyk die lug nou. Al amper pers. Ek kyk weer, maar ek sien nie pers nie. Dis nou amper nag. Dan sal mense ook nie pers kan sien nie. Ek draai my kop weg. Die flitse in die verte hinder my. Dit lyk na kameras, baie kameras, wat afgaan en afgaan. Die lug ruik soos bloed. Liefie, kom kyk, donder weer. Papa roep, maar is stil daaronder. Van Frikkie is ook niks te sien nie. Ek dink hy sal klaar onder die groot bed in die slaapkamer. Casper moet tog nie sy simpel gewoontes aanleer nie. Maar nee, hier kom hy aan, sopnat en verward. Ek sug. Sy eerste keer in die reën. Hy het nog so baie om te leer. Hy kom reguit na my toe. Nee, net nie dit nie. Ek soek nie sy nat lyf teen my nie. Hy trek my ore plat. Hy staan. Kyk weg. Onseker. Hier kan hy pak kry. Hy kan lyftaal al goed genoeg lees. Papa sien hom. Ai, Casper, waar was jy? Liefie, Casper het nat gereën. Bring 'n handdoek. Stilte. Ek luister. Voetstappe. Dis Mrs. Vandag slof sy nie. Waar was jy? Vra papa. By Nana. Frikkie is by haar. Onder die bed? Vra papa. Onder die kombers by Nana. Hulle het koppe toegetrek. Ek tog jou ma ken donder weer. Sy kom dan van Zululand af. Die donder weer raas iewers agter die huis. Ek dink aan iemand se maag wat seer is. Net toe die lug helder raak, sê Mrs. Toe sy 'n kind was, is een van haar maatjies reg voor haar deur die weerlig getref. Dit sal my ook vir ewig afskrik, sê papa. Die kind was glo pikswart. Nee, ek wil dit nie hoor nie, sê papa vinnig. Mrs. gaan staan langs papa. Hulle kyk hoe blink strepe oor die huise se dakke skiet. Ek sien Mrs. neem papa se hand. Hulle staan nie daar en kyk. Die weer kom van die suidooste, van Stellenbosch se kant af, sê papa. Jenka moes dit net nou al gehoor het. As sy nie met oorfone opsit nie, sê Mrs. Goeie kans daarvan, sê papa. Hulle lag. Toe sê papa, ons lag, maar is waar. Die jong mense van vandag weet nie eens van die lewe wat by hulle verbygaan nie. Mrs. sê niks. Sy sit haar arm om papa se lyf. Hy kyk na haar, skuif tot teen haar. Mense is vreemd. Een raak bang, twee raak gelukkig. Casper sit op die vensterbank en kyk na die reën wat nou val. Hy sien darm die lewe verbygaan. Hoeveel hy verstaan, weet ek nie. Maar ek kan hom nie help nie. Hy moet self leer. Maar ek dink Casper leer meer op sy eie as wat Jenka by haar ouers leer. En tog, papa en Mrs. kan met Jenka praat. Ek kan nie met Casper praat nie. Casper wil leer en hy moet, want jong diere moet vinnig leer om vir hulle self te sorg om te oorleef. En mense, hulle is anders. Hoe meer ek dink, ek sien ooreenkomste tussen ons en hulle, hoe meer sien ek verskille. Jenka maak asof sy meer weet as almal.
Mense sê katte het 9 lewens, maar 'n mens met 1 lewe leef baie langer as 'n kat. Hulle leer ook baie meer. Ek wens ek kon soveel leer. Die donderweer het oorgetrek. Dit is donker buite. Die straatligte is alweer uit. Al die huise se ligte brand, behalwe vir Maaksin. Timmy is darm baie stil deesdae. Missus sit by die tafel in die kombuis. Sy drink koffie. Die blote reuk maak my naar. Dit laat my aan weerlig dink. Ek lek 'n bietjie melk uit 'n bakkie. Casper het eerste gekry. Hy sit buite en lek sy voete. Frikkie lê onder die tafel. Hy knaag aan iets, soos gewoonlik. Hy word ook maar oud jong. Nana drink tee, wat sy Redbush noem. Dit ruik beter, maar ek weet steeds nie hoe jy sulke warm goed kan drink nie. Effens warm melk, ja, dit kan ek geniet. As jy oud word, voel jy al meer en meer lus vir niks, sê Nana. Sometimes you feel in the way of others. Sometimes you are in your own way. But mostly you have to have your own way. Mrs. sug en druk 'n koekie in haar koffie. Ek wens weer ek het hande gehad. Maar met naels wat kan uitkom. Katte is maar vreemde goed, sê sy. Kyk nou maar na Frikkie. Jy weet altyd hoe hy voel. En hy is altyd vriendelik en dankbaar. Papa kom in die trap af. Skinder julle van my kat? Vra hy. Maar hy lag. Hy lyk nie kwaad nie. Nana slurp haar tee. Jy weet mos, jou vrou wonder altyd oor katte. The enigma wrapped in a mystery. O, vandag is ek nie jou dogter nie, maar sy vrou. Mrs. gee vir papa 'n koppie aan. Katte, sê Mrs. Enigmas, ja, in pelsies toegedraai. Ek wip soos ek skrik. Casper kom vinnig by die deur in en hardloop teen die trap op. Frikkie kruip agter Nana se bene in en begin knor. Casper kom weer net so vinnig terug en uit is hy by die deur. Ek ontspan. Geen gevaar nie. Hy raak net ontslae van energie. Papa lag. Casper het die zoomies, sê hy. Soos ek sê, Mrs. dra bekers weg. Katte is seker van 'n ander planeet. Hulle bly maar weird. As ons van 'n ander planeet was, wens ek ons kon teruggaan. As daar nie honde en mense met gewere is nie. Maar daar sal seker nie melk wees nie. En ek sal vir papa mis. Almal is weird, sê papa. Party net meer as ander. Vir een stem ek met jou saam, sê Nana. En die weirdestes is die interessantstes. En nou stem ek met jou saam, Nana, dink ek. Maar my maagie is vol en ek raak vaak. Ek kyk eers waar Casper is en loop dan stadig by die trap op na my slaapplek langs papa se werkplek. Ek begin net insluimer toe hoor ek haar aankom. Slof, sleep, dis Nana. Ek sukkel regop. Hi Timmy, ek het besluit ek lees vir ons vanaand 'n sprokie. Jy weet, 'n sprokie soos die 3 varkies, die 7 bokkies. Ali Baba en die 40 rotte, die 4 musketiers, die 11 geplooie, sê papa uit die TV-kamer. Skoort Hendrik, ons het nie jou sarkasme nodig nie. Haha, ek's liewer sarkasties as seniel, antwoord papa, en hy loop af kombuis toe. Maar verseker, as Moses van jou geweet het, was daar nog 'n gebod. Hy sou daarop aangedring het. Verdomde heidin, brom Nana. He will get his just desserts. Ek hoor jou, skree papa. En jy's reg,
Ek kry sommer nou al my dessert. Woolies se tin roof ice cream. Hy begin sing van 'n man wat deur 'n woestyn ry. Iets oor 'n perd sonder 'n naam. Ek weet net van een perd met 'n naam. Black Beauty. Jenka het die boek gelees, seker 10 keer. Nana kom sit langs my op die bank, starig. Sy gaan sit altyd starig. Ek weet, romantiek. Sy maak 'n dik boek oop en begin blaai. Here it is. It's always been my favorite, sê sy. Puss in Boots. Gaan ma vir Timmy oor Hitler lees, skree pappa. Haha. Ma wens maar, ma het sulke seksie stewels soos die nazi's gehad. Hendrik, nou gaan jy te ver, kom Mrs. se stem uit die groot slaapkamer. Mom's parents died in that war. En my ouma het in Nylstroom se konsentrasiekamp. All right, the war is over. All the wars are over, so don't start another one. Nana gooi die boek op die vloer. Fairy Tales for Everyone is die boek se naam. Next time, Timmy, we read Planet of the Apes so you can understand life in this house. Slof, sleep. Daar gaan sy met die trappe af. Papa haat oorlog. Hy was in een, iewers ver van hier af. Hy en sy vriende het baie daaroor gepraat, maar as Mrs. naby was, het hulle net gedrink. Ja, ek het baie oor oorlog by hulle gehoor. Dit het nooit iets goed tot gevolg nie. En Nana sal verbaas wees indien sy sou weet hoeveel keer ek verstaan oor die lewe in hierdie huis. Die flitse in my kop kom al meer. Waar ek eers net dinge gesien het, soos mense wat op 'n TV is, sien ek nou woorde ook. Ek het met beelde onthou, maar nou sien ek nie meer net beelde nie. Ek onthou nou woorde ook. En ek verstaan met woorde. Ek kyk na Casper en ek sien hy verstaan nie wat mense doen en sê nie. Casper dink soos ek voordat vermaak my geskied het. En Frikkie ook, dink ek. Honde is ons tropdiere. Hulle dink net hoe hulle in die trop pas. Hulle weet dat hulle kanse op oorleef so die beste is. Ek en Jenka het een keer na 'n program op TV gekyk waarin voorspel is dat katte 'n wêreldoorlog kan oorleef, maar meeste honde sal nie. Die grootes sal weer troppe vorm, soos voor mense, maar die kleintjies sal net prooi word. Ek dink is waar en reg so. Wat anders is die nut van klein verpesting soos Frikkie? Nee, ek kan sien dat honde anders is as katte. Wat my bekommer is dat ek nie meer weet wat ek is nie. En daar is dit weer, nog 'n flits. En 'n stem wat sê, boek. Ek kyk op na pappa se rakke. Daar is baie boeke. Hulle is vol woorde. Ek het al gesien as hy in hulle kyk. Boeke met prente, boeke met net woorde of met woorde en prente. Papa lees baie. Mrs. lees groot boeke. Sy koop dit in die winkels. Tydskrifte. Kom nie flits. Tydskrifte. Daar is baie prente in. Foto's. Ek hoor die stem sê, jy kan alles weet, alles ken, met kennis uit boeke. Op papa se tafel lê ook groot boeke, anders as Mrs. se boeke. As ek op die tafel klim, kan ek beter sien. Lees. Ek kan dit lees. Op een boek is 'n prent van mense op 'n skip. Asterix and the Great Crossing. Hoe maak ek dit oop? Papa doen dit so maklik. As ek my naels gebruik, ja, dit werk. Ek kan die boek oopmaak. Blaai, sê die stem. Blaai? Ek kan blaai. Nie maklik nie, maar ek kan. Soos gewoonlik raak ek dronk
Duiselig, sê die stem, wanneer die flitse verby is. Ek kyk vinnig na die prente en woorde voor die duiselig ding kom. Soms, meestal, raak ek dan naar ook. En dan moet ek slaap. Gou maak. Ek moet gou maak. Ek kom amper deur die boek voordat die stem sê, dit duiseligheid. Kom. Ek spring af en krul op waar ek gewoonlik lê. Daar gaan rillings deur my lyf en ek voel baie swak. Ek maak my oë toe. Laat ek slaap. Slaap voor die naarheid kom. Ek luister vir die stem, maar is stil. Dit voel asof die stem ook na my luister, na my asemhaling. Ek val weer in 'n donker gat, ver en diep weg. Dit voel soos 'n kamer onder die grond. Ligte wat skyn, nie skerp ligte nie, soos sonligkolle teen die mure. Ek droom. Voëls met swart vere en rooi koppe, lelike goed. Onder hulle koppe hang velle. Die prente loop van die een kant na die ander kant, soos die woorde op TV. Mense met vere in hulle koppe wat op perde ry, gaan verby. Daar is 'n groot man met 'n dik snor en swart strikke in sy hare en 'n klein mannetjie met korter hare en hy het ook 'n snor. Hulle het snaakse hoede op, horings en 'n klein hondjie. Dogmatics. Nie katte in die boek nie. Ek is teleurgesteld. Die prente is mooi. Ek wens ek kon al die kleure sien. Ek wens so ek het hande gehad. Ek wens. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode. En moenie vergeet nie, subscribe, like en share Storytyd Saamstelle.